Goeiedag geliefdes, wat 'n wonderlike week. Hierdie week is dit Pinkster. Wêreldwyd word hierdie week gevier as Pinksterweek. Natuurlik nou nie die dag presies en die week waarop Pinkster uitgestort is nie, maar die week wat die kerk nog al die jare gehad het, waarin ons baie spesiaal dink aan die derde persoon van God, die Heilige Gees. En dit gaan vir my heerlik wees om saam met julle 'n bietjie te kuier rondom die Heilige Gees in die woord. En ons gaan vandag begin by Johannes 14 vers 15 tot 17. Dit is Jesus wat hier praat. En in hierdie hoofstuk praat hy by uitstek nogal oor die Heilige Gees. En dan in vers 15 sê hy: "As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie ken nie. Sien hulle hom nie en hulle ken hom nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees." As daar nou iets is wat enige iemand nodig het, en veral kinders, babetjies wanneer hulle groot word, is dit geborgenheid. Geborgenheid is die belangrikste ding wat jy vir enige mens kan gee, en van kleins af vir enige kind. Dit is die belangrikste woord vir babas, dit is die belangrikste woord vir tieners, dit is die belangrikste woord vir volwassenes. Dit is die belangrikste woord binne in 'n huwelik. Dit is die belangrikste woord binne in enige werksverhouding. Geborgenheid, daar moet geborgenheid wees. 'n Verlies van geborgenheid beteken dat iemand ergens in 'n emosionele dorsland beland. En nou het die disippels saam met Jesus geloop vir 'n hele lang ruk. En die een ding wat hulle by hom gehad het, is geborgenheid. En net hier verloor hulle dit. Net hier hoor hulle dat daai geborgenheid wat hulle saam met hom gehad het, wat gemaak het dat hulle deur dik en dun by hom gebly het, dat hulle sy woorde opgeslurp het, dat hulle bereid was om saam met hom in die veld te slaap, kilometer op kilometer op kilometer te stap van klein dorpie na klein dorpie. Dis geborgenheid wat dit veroorsaak. Hier verloor hulle dit. Maar God het altyd 'n ander plan. Maar God het nie net 'n plan nie, God het altyd 'n doel. En wanneer Jesus dan nou vir hulle kom sê, wanneer hy weggaan, sal hy die Vader vra om vir hulle 'n ander voorspraak te stuur, om altyd by hulle te wees, naamlik die Heilige Gees, dan gebruik ander vertalings die woord trooster. Nie voorspraak nie, trooster. En ek hou so baie van die woord. Want wanneer hulle geborgenheid verloor, dan kom sê Jesus, maar julle sal 'n ander trooster hê. Die geleerde woord, die ou woord, die Latynse Griekse woord vir trooster is parakletos. En parakletos kan op baie maniere vertaal word. Daarom sê party vertalings trooster en ander sê voorspraak. Die beste manier waarop ek parakletos kan beskryf is in een van die Afrika tale, beteken dit die een wat langs jou val. Bedoelende, die een wat altyd daar is, selfs wanneer jy val. Hy weet hoe dit voel wanneer jy val. En dis wat Jesus hier sê. Dis die nuwe geborgenheid wat hy vir sy mense gee. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en Jesus is besig met ander dinge nou. Christus is nou die verhoogde Christus. Hy sit aan die regterhand van God. Daar in die hemelse sfeer is hy besig met iets wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Maar ons moet aangaan met ons lewens, en dan sê hy, maar ons gaan nie net gewoonweg ongeborge aan met ons lewens nie. Ons lewens is juis geborge, want ons het die trooster by ons. En hoor mooi hoe sê hy,
naamlik die gees van die waarheid. En die waarheid is Christus. En op hierdie kosbare manier kom sê Jesus vir ons, wanneer ons vrees dat ons sonder hom in 'n emosionele dorsland gaan beland, kom sê hy vir ons, nee, dit sal nooit so wees vir julle nie. Want julle het die Parakletos, julle het die trooster. En dis so my begeerte dat elke Christen mens nie die Gees iets sal maak wat onaantastbaar is, wat onbeleefbaar is nie, maar dat ons sal besef, dit is die derde persoon van God, wat in persoon plek inneem in my en jou lewe, om ons trooster te wees, ons Parakletos te wees, wat weet hoe dit voel wanneer ons val, wat weet hoe dit voel wanneer dit met ons goed gaan, wat weet hoe dit voel om hierdie lewe te lewe. En dit is hoekom ek en jy nooit in 'n emosionele dorsland is nie. En mag hierdie Pinkster vir jou so 'n Pinkster wees, waar jy die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe so kan ontdek, dat hy jou trooster in jou emosionele dorsland sal wees. Shalom.